Ek het 'n video gesien van 'n ou, so 'n country sanger, so TikTok ou, en hy's baie goed. Ek is nogal 'n groot fan van hom. Ek kan nou nie sy naam onthou nie, so skus. Volgende keer sal ek onthou. Maar die ou het 'n liedjie geskryf en gesê, ek kan luister na jou en ek kan hoor wat jy sê, maar ek kan jou nie beter maak nie, maar ek ken 'n vriend wie kan. En ek kan sien dat jy gaan deur 'n moeilike tyd. En my skouer is daar om op te huil. Maar ek kan dit nie vir jou beter maak nie, maar ek ken 'n vriend wie kan. En daai vriend wie kan, is ons opgestane redder. En hy noem ons vriende. Kan jy dit glo? Die skepper van die heelal, die een wat gemartel was vir ons, tot die dood toe veroordeel was as gevolg van ek en jy. Daai ene noem jou en vir my sy vriend. Dit gaan my verstand te bowe. En ek besef daar is ook krag in die woorde wat ons sê. Ek wil vir jou sê vandag, kom ons sê Jesus dag. Kom ons sê God did it day. In plaas van om op te staan en te sê, petrolprys. Dinge gaan so moeilik. Ek weet dit gaan moeilik. Weet jy wat? Die Here het nie gesê dit gaan maklik wees nie. Inteendeel het vir jou gesê, tel op jou kruis en volg my. Dit gaan nie maklik wees nie. Maar weet jy wat? Wie wat is die groot voordeel? Hy is saam met jou daar. Hy sê vir ons om sy juk op te neem, want sy las is lig en sy juk is sag. Weet jy hoekom? Want hy dra dit saam met jou. Hy is daar saam met jou in omstandighede. En weet jy wat? Ek het daai nodig om daai las saam met hom te dra, want ek kan nie alleen nie. En ek dink dit is die voordeel vir ons as Christene om te weet, volgelinge van Jesus, om te weet dat ons as volgelinge van Jesus, as ons regtig in sy voetspore volg, hy is elke oomblik van elke dag by jou. En weet jy wat, al sit jy 'n voetjie verkeerd, hy is daarmee te help, hy is daarmee terug te trek. Maar dit begin by die liggaamstaal van jou hart. The posture of your heart. Wat is die posture van jou hart vandag? Is dit, ek wil 'n volgeling van Jesus wees. Want as ek 'n volgeling van Jesus wil wees, dan doen hy die res. Jy hoef nie sy werk vir hom te doen nie. Hy is almagtig. So ek hoop dit inspireer jou om 'n Jesus week te hê, 'n Jesus maand te hê, 'n Jesus jaar te hê, 'n Jesus lewe te hê. Ek is valbaar, ek is die eerste een om dit te sê. Hierdie ou maak foute, maar weet jy wat? Ek ken een wat nie foute maak nie. Ek ken een wat my las kan ligter maak. I'm not that guy, but I know a friend who can. Vader, die belangrikste vir ons vanoggend is om met U kontak te hê, om te weet, Here, dat U met ons is en saam met ons is. In U teenwoordigheid wil ons inbeweeg, nie net vir onsself nie, Here, maar vir enige gemeente wat daar bestaan, wat U woord in krag en in waarheid volg. Here, ons wil kom bid dat ons almal in U teenwoordigheid vandag kan inbeweeg, reg oor die wêreld. Maak nie saak of ons van die waar ons is nie, Here. Daar's mense wat reg oor die wêreld die afgelope paar ure en nog gaan met U connect, waar hulle by mekaar kom as kinders van U, om met U kontak te maak. En dankie, Here, dat U ook so almagtig is, dat U by elkeen van ons deur U Gees teenwoordig kan wees. Here, ons wil vanoggend kom dankie sê vir elke persoon wat in hierdie stoele sit. Ek wil vir U kom dankie sê, Here, dat U met elkeen van hulle besig is om 'n pad te stap, soos wat U ook met my besig is om 'n pad te stap. Niemand van ons, soos jy nou gesê het, is volmaak of kan sê ons het dit al bereik of ons is so fantasties nie, Here, want ons is mense en mense
is geneig, Here, om foute te maak, maar ons kom ook en ons sê vir U dankie vir U vergifnis, ons sê vir U dankie vir U genade, ons sê vir U dankie, Vader, dat U ver bo ons is en dat ons U kan aanbid. U is hoog en verhewe, U is ver bo ons denkpatrone en daarom is U God. Here, en ons is versigtig selfs om U naam te noem, want Here, ons weet dat ons het 'n respek en 'n ontzag vir U en U naam, omdat ons weet dat U so groot is. En vanoggend toe, ek en Ferdy saam gebid het voor die diens, Here, daar het dit ek so bewus geraak, Here, van wie en wat U is. En dat selfs in Moses se tyd, dat as enige iemand of enige iets aan die voet van die berg geraak het, waar U teenwoordig is, het hulle gesterf. So is daar verskil tussen ons as mens en U as die hemelse Vader. En Here, ons wil vandag, kom ons dan met versigtigheid na U toe, om U troon te nader, en vir U te vra om ook U self aan ons op 'n manier te openbaar. Dankie dat ons kon sing tot eer van U naam, en ons spreek dit tot ons gesing het uit oor ons gemeente, Here, dat soos vanaand in daai laaste sang ook wat ons gesing het, Here, ons spreek Jesus oor mense, want U kan almal wat gevange gevoel, wat onderdruk is, kan U verlos. Almal wat gebind is in een of ander manier, Here, kan U dit oopmaak. En U sê vir ons, Here, dat in Matteus 18 vers 18 sê U vir ons, dat dit wat ons op die aarde ontbind, sal in die hemele ontbonde wees in U naam. En dit wat ons op die aarde bind in U naam, sal in die hemele gebonde wees. Dit gee vir ons groot krag in U naam, nooit in ons eie naam nie, maar in U naam. En daarom wil ons ook vra dat U vanoggend teenwoordig sal wees, en dat U met elkeen van ons sal kom praat in Jesus se naam. Amen. Ek het gevoel, na 10 jaar in my hart voel ek, ons moet na 'n volgende fase toe beweeg. En die volgende fase beteken dat ons, soos ek nou gesê het, baie meer moet konsentreer op kwaliteit. Baie dieper bewustheid moet kweek by die gemeente van die kwaliteit van ons as kinders van God. Ek sê nie kwaliteit lidmaatskap of wat ook al hierdie termes van lidmaatskap of wat ook al nie. By ons by Hawa wil ek net sê, omdat Hawa beteken liefde, die dag wat jy instap vir die eerste keer, dan kan jy deel wees. Ons wag nie vir een of ander papier voor ons besluit, nou like ons jou nie, of nou sal ons jou kinders seën, of nou sal ons eers jou begrawe of wat ook al nie. Hoopelik gaan ek nie begrafnisse doen nie. Dis die minder lekker gedeelte van die job. Maar ek hoop jy hoor my hart. Ek wil hê jy moet welkom voel. Ek wil hê jy moet voel, hierso kan jy saam met ons 'n pad stap, want hierso is ons 'n klomp gebroke mense wat saam 'n pad stap nader aan die beeld van Christus. En as 'n ou, dan voel jy sommer, hier's nie mense wat sê, I'm holier than thou, en ek kyk neer op jou, omdat ek beter as jy is, of omdat ek, wat ook al nie. Ons is hier om saam 'n pad te stap, om nader aan die Here te beweeg. En ek het regtig daaroor gedink, en ek het my hart stil gemaak, en ek het vir die Here gevra, Here, maar wat nou? Wat wil jy hê moet gebeur? En daar gebore in my kop, daar 'n ding tot geboorte gekom, wil ek amper sê, en dit is, ons moet nou die gemeente vat van hier na daar. Wat is daar? Daar is ons visie, daar is waarheen ons graag op pad wil wees, daar is waar ons die gemeente oor 10 jaar van nou af sien, of oor 5 jaar, of oor wat ook al. Nou, ek het dadelik gedink aan 'n GPS, en ek kan nou nie praat oor 'n padkaart of 'n atlas nie, die kinders gaan nie verstaan nie, die jong mense gaan nie verstaan wat dit is nie. Vir hulle is dit, wat? Het julle in 'n boek geblaai waar jy wil wees? Want jy daai Gauteng kaartboek wat ek het met daai ding gery, dan sê mense vir my, hulle bly in Boomstraat 6, in wat ook al, en dan vang jy hom so, dan kyk jy, okay, daai blok, dan sê, okay, lê daar, en dan lê hy op bladsy 78, maar jy is op bladsy 23. En dan soos jy ry, moet jy nou blaai, en op 'n stadium dan kan jy nie meer omblaai nie, want dan spring hy na 'n ander bladsy toe onder, want die kaart is nou so uitgelê, en dan moet jy skiep 'n paar bladsye om by daai en uit te kom. Julle het ons 'n dag gekom. Onthou julle hoe ons dit reg gekry? Ons is eintlik 'n other breed, hè? Die jong mense sal nooit verstaan hoe taaf is ons nie. Maar
Maar anyway, nou is dit net van turn right here. In 200 meters. Stop met 'n robot. Oeps, pas op die taxi. Ek grap so net. Né? Daai tannie wat met jou praat, daai tannie weet alles. Sy is slimmer as my vrou. Sy weet alles. Google en sy, né? En dan het jy nog hierdie chat GTP. Ja, daai oukie. Daai. My skoonpa noem hom Chommy. Jy kan vir Chommy enigiets vra. Chommy weet beter. Maar in elk geval, ek dink hy's female. Hy praat net in 'n manlike stem want hy weet alles. Maar hoe gaan ons van hier tot daar kom? Skus, Marius, fokus. Kom terug. Right. Okay. Hoe gaan ons van hier tot daar kom? Om van hier tot daar te kom, moet ons vir onsself doelwitte stel, né? Ons moet weet, soos 'n GPS of soos 'n padkaart of wat ek al, daai ou treasure maps wat gesê het X maak 'n spot. Dis waar ons wil wees. Wat is X vir jou? En ek dink as gemeente het ons spesifieke doelstellings, ons het al hierdie mooi goeters wat ons visies en missies en strategiese planne en goeters noem en ek wil amper vir julle sê, hoe langer ek in kerke werk en hoe langer ek te doen kry, kom ek agter en jy kan dit by van baie organisasies sê, nie net kerke nie, maar enige organisasie, almal het hierdie pragtige goed op papier, né? 'n visie en 'n missie en 'n dit en so aan. Maar as jy vir enigiemand 'n employee vra, wat is die missie van hierdie company, gaan hulle sê, nee, ek het nie 'n klou nie. Nou kom net die om by te kry, jy weet. Maar en dis wat ek wil verander in Hawa. Ek wil hê ons moet saam droom oor waar wil ons wees en ons moet 'n plan kry wat ons kommunikeer en wat ons weet. Dit moenie net op papier iewers staan. Hawa se visie is dit of ons missie is dit. Hoe gaan ons dit bereik nie? Ek wil hê elkeen van ons moet 'n commitment maak om te sê, maar ek weet ons wil daar wees. En wat is daar? Johannes 3 vers 30. Johannes 3 vers 30 sê dat hy meer word en ek minder. Dis die algemene doelwit wat 'n ou vir jou kan stel. Imagine as elke individu wat Hawa sien as jou huis, né? Die doelstelling het dat Jesus meer word, meer sigbaar word, meer tasbaar word in my lewe en ek minder van myself. En dan het jy te doen met Galasiërs wat vir ons sê dat jou vlees en jou gees staan teenoor mekaar en as die heeltyd hierdie stryd tussen jou gees en jou vlees. En hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê my gees en my vlees beklei met mekaar sodat ek nie kan doen wat ek wil nie. Want wat wil ek? My vlees wil nie oorgee aan God nie. My vlees fight om ondergeskik te wees aan die stem van die Heilige Gees. En of ons dit nou vir mekaar wil sê ja of nee, ons moet nie vir mekaar jok nie, dis die waarheid. Jou vlees is heeltyd in stryd met jou gees. Jou gees wil met God connect en jou vlees wil nie wil doen wat hy wil, want hy wil die oorhand hê. En hoe gaan ons Hawa vorentoe vat? Nou, ek wil vir jou 'n stukkie of 2 uit die Bybel uit lees. Kom ons sê ons maak ons eerste doelstelling 2036. Ons vat net die volgende 10 jaar. So dis waar ons op pad is. Van 2026 tot 2036. Wat gaan ons doen? Dit klink ver, né? Maar dit gaan so. Maar imagine nou as elkeen van ons wat hierso sit net die persoonlike commitment maak om te sê ek gaan nader aan God beweeg. Ek persoonlik. Ek gaan alles in my vermoë doen om nader aan God te beweeg. En elkeen van ons neem hy besluit. Dan is ons klaar beter af na vandag as wat ons ooit was. So, ek sê nie julle het nie 'n commitment aan die Here nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net ons gaan 'n dieper commitment maak. Kom ek maar reg oor. Right, ek wil nie julle moet dink ek het nou iets gehoor of ek wil iemand pak slaag gee of dis nie my styl nie. Okay, lees gou saam met my Filippense 1 vers 1 tot 8. Ek gaan 'n paar gedeeltes lees. En ek wil hê julle moet gou oplet. Hierso wil ek hê jy moet oplet op 'n spesifieke vers en as ek daar kom by vers 6 gaan jy sien wat ek sê. Ek lees vir jou, hy sê Paulus en Timoteus, diensknegte, hulle skryf vir die Filippense, Filippi, 'n stad waar daar 'n gemeente was. Timoteus was Paulus se second in charge. Hy het hom geleer. As 'n jong dominee wat hy besig was om te leer, Timoteus, en hulle twee skryf nou saam vir die Filippense. Hulle sê Paulus en Timoteus, hoor gou hierso, diensknegte van Jesus Christus. Dis hoe hulle voorstel.
aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. Ander vertaling sê die ouderlinge en die diakens. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Dis 'n groot kommitment hierdie, né? Oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. So hy is bewus dat hulle 'n kommitment aan die evangelie gemaak het, aan die goeie nuus van Christus, né? En ek bly bid vir julle. Nou hoor gou vers 6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos vir my reg is om vir julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as die verdediging en die bevestiging van die evangelie, my deelgenote is in die genade. Ok, so, vers 6 is vir my belangrik, ons gaan nou terugkom na hom toe. Vers 8, want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang en met innige tederheid, né? Dit is 'n tederheid, is ons met teerheid vir jou lief is, met omgee, empatie in Christus of van Christus Jesus. Dieselfde omgee wat Jesus Christus vir julle het ek vir julle, sê Paulus vir hulle. Ok, dis die eerste gedeelte. Nou wil ek hê, ons gaan net aan in Filippense, ons gaan na Filippense 3 toe, ons is nou in Filippense 1, ons gaan net 2 hoofstukke aan, nou hoofstuk 3 toe, vers 7 tot 9, hy sê, maar wat my, nou is Paulus besig om met hulle te redeneer, en Paulus het nou net vir hulle gesê, hy het op baie goed staat gemaak in die verlede, hy het staat gemaak, dat hy 'n Jood is, dat hy uit die regte stam uit is, dat hy besny is, dat hy 'n wettiese persoon is, dat hy 'n fariseer is, dat hy dit, al hierdie goeders, hy gee al hierdie voordele van sy agtergrond vir hulle, hy's 'n kerkmens, né, sê hy vir hulle, né, en nou kom hy, nou sê hy vir hulle, maar, al hierdie goeders wat ek gedink het, hy sê, maar wat vir my wins was, al hierdie goeders waarop ek staat gemaak het, hierdie kerk toe gaan, en al die rituele, wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Julle, dis die plan. Hoor julle daai plan? Ek gaan op niks anders te staat maak nie. Niks anders gaan belangrik wees in my lewe nie. Alles is vir my nutteloos. Wie ek is, wat ek is, wat my adres is, wat ek kant van die spoor is ek, al die goeders, my godsdienstige rituele, my agtergrond, my lidmaatskap, my wat ook al, niks van die goed is belangrik nie, behalwe hierdie ding, ek wil Christus as wins hê. Julle, dis 'n groot ding wat Paulus hierso sê. Hy wil Christus as wins verkry. Ok, vers 9 sê, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, met geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Dis, jy moet eintlik hierdie ding gaan sit en jy moet hom oorlees en jy moet hom eintlik aanpak in jou eie kop. Hierdie is daar soveel waarhede hierin betrokke. Maar ek wil net gou jou fokus net gou op hierdie 2 verse. Filippense 1:6 wat sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, dis ons pad vorentoe. Jesus het die goeie werk in jou begin, die dag toe jy jou lewe vir hom gegee het, en jy hom ingenooi het in jou lewe as jou persoonlike verlosser en saligmaker, daar het Christus 'n dag, hy het die werk begin in jou lewe. Maar ons vertrou omdat hy hierdie werk gaan aanhou doen tot op die dag van Christus. Wat is die dag van Christus? Wanneer hy gaan terugkom om ons te kom haal, soos hy beloof het, né? So, hierdie is 'n proses waarin ons almal is. Dis belangrik dat ons dit weet. En dan gaan ek vir Filippense 3 vers 8 gou net in 'n ander taal lees, baie foreign language. Hy sê, yes, all the things, daai wat hy sê, ek het alles as drek beskou, né? Nou sê hy vir ons in die message vertaling. Dit is Eugene Peterson se message vertaling van Filippense 3:8. Ek dink hy sê dit baie mooi. Hy sê, yes, all the things I once thought were so important are gone from my life, compared to the high privilege
of knowing Christ, Jesus as my master, firsthand, everything. Om Christus eerstehands as jou verlosser te ken, dis die belangrikste. Hy sê, once thought of okay, laat ek, nee, firsthand. Everything I once thought I had going for me is insignificant. Dog dung. Jo. Eugene? I've dumped it all and the trash so that I could embrace Christ. Hierdie is 'n willevertaling. Maar hoor wat sê hy? Hy sê alles waarop ek staat maak om die ewige lewe te gehad het, voordat ek Christus ontmoet het, alles wat ek gedoen het, alles wat ek probeer het, alles wat ek gedink het wat belangrik was, kerklidmaatskap, om Bybel te lees, om te bid, om my tiende te gee, om 'n wettiese persoon te wees, om 'n fariseer te wees, om Bybelverse te leer, al daai goeders is minder belangrik as net die wete dat Christus vir my gesterf het aan die kruis van Golgotha en daarom deur sy genade kan ek gered word en ek kan ewige lewe hê. Dis 'n bold statement om te maak. En daardeur sê Paulus nie, en ek sê ook nie om Bybel te lees is verkeerd, of jy moenie meer Bybel lees nie, of jy moenie meer bid nie, of jy moenie meer nie. Daai geestelike dissiplines is nie om in die hemel te kom nie, dit is om nader aan Christus te kom, nadat ek gered is. Verstaan julle die verskil? Ek gaan nie kerk toe en lees my Bybel en bid om God te impress, sodat ek hom, want dit is werke. Né? Maar as gevolg van die feit dat hy my gered het, en dat ek sy kind is, wil ek meer van hom weet, en daarom lees ek sy woord. Wil ek met hom kommunikeer, en daarom bid ek. Wil ek dieper pad met hom stap, daarom moet ek in disipelskap wees, daarom moet ek in 'n geloofsgemeenskap wees, sodat ek 'n pad met hom kan stap en so aan. So, dis heeltemal 'n verskil in approach. Okay, so, hoe gaan ons dit doen? 3 eenvoudige maniere. Bou mense, bou kultuur, bou invloed. Maklik. Klink maklik, né? Ons kan dit baie complicated maak. Hoe gaan ons van hier tot daar kom? En ons kan dit baie complicated maak vir onsself. Ons kan sulke lang goed gaan skryf en ons kan bladsye vol pragtige visies en missies hê, of ons kan vir mekaar sê, julle, kom ons gaan net terug na back to basics. En ons sê vir onsself, ons by Hawa gaan invest in mense, ons gaan mense bou, nommer 1. Nommer 2, ons gaan ons kultuur bou. Ek gaan nou daarby kom, wat is ons kultuur? En dan gaan ons laastens invloed bou. Ek gaan nie vandag baie oor die derde een sê nie, ek voel dis 'n preek op sy eie, ek gaan nou daarby kom. So, kom ons praat gou oor bou mense. So om mense te bou, ek dink moet 'n ou besef, elkeen van ons het 'n fondasie. Ons het iets waarop ons kan teruggaan, né? En nou wil ek hê, jy moet gou dink, wie en wat is jy? Okay, ek is 'n kind van God. Waar bou ek my verhouding met God? Ja, op die fondasie van Christus Jesus. Maar ons is deel van 'n groter prentjie. Ons is deel van Christendom. Is dit nie so nie? Ons is nie deel van boeddhistiese beweging of 'n wat sou beweging of die Mohammed of wie ook al nie. Ons is Christene. En ons gaan nie daai fondasie weggooi nie, julle. Dis nie wat ek vir julle sê nie. Ek wil hê julle moet my baie mooi verstaan. Ek wil hê julle moet nog steeds onthou dat ons is kinders van God, is nog steeds die fondasie bly Christendom. En ons het dit in ons geloofsbelijdenis. Dis nog steeds dieselfde, maar ons saligheid lê nie in om die goed te ken nie, maar om die goed te leef. So ek wil hê, as jy gemaklik voel, moet jy saam met my gou die geloofsbelijdenis. Jy kan sommer net so sit. Sê gou saam met my die geloofsbelijdenis. Jy sal sien, is hier en daar 'n woord verander met doel. Ek sal nou vir jou sê hoekom ek dit doen, maar moenie nou worry oor die 1 of 2 woorde wat jy dalk nie aan gewoond is nie. Dis absolute Bybelse goeders wat hier in is. Okay, kom ons sê hom saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Glo jy dit? Hierdie is 'n verklaring julle, dat ons glo dat God almagtig is, dat hy die Vader is, dat sy seun Jesus Christus God is, en dat hy nie net sommer iewers 'n mens is nie, maar dat hy gebore is as gevolg van die maagdelike geboorte, dat die Heilige Gees Maria hierdie saad gegee het, dat hy God is in die vlees geword. En dit is 'n groot statement wat ons maak in vandag se lewe, want ons baie mense wat dit nie meer glo nie. Ons glo en ons sal bly glo in die maagdelike geboorte van Christus Jesus, behalwe dit, dat hy nie net as kind gebore is, direk van God nie, maar dat hy gesterf het vir my sonde, dat hy opgestaan het, en hier kom dalk 'n bietjie van 'n verandering in jou kop. Die ou formulier sê mos, hy het ter helle neergedaal, né? Maar dis nie heeltemal Bybels nie. Die Bybel sê hy het neergedaal na die onderste dele van die aarde, na die doderyk toe, om in die doderyk sy oorwinning te gaan proklameer oor die dood. Hy was nie in die hel nie, hy was in die doderyk. Okay, so ek wil dit net vir jou regstel, dat ons hom net Bybels, hoekom ek hom daar glo, ons moet hom eerder sê, dat hy neergedaal het na die onderste dele, na die doderyk kant toe. As jy ooit vra het oor die doderyk, hoe lyk dit daar, wat, ek het een keer so preek gedoen, maar ek sal vir jou inligting daaroor gee. Okay, wat belangrik is dat hy gaan terugkom, om ons te oordeel. Hy gaan terugkom, om ons te kom haal, om sy bruid te kom haal. Dis belangrik, dat ons onsself sien as die bruid van Christus. Ons is deel van hierdie ekklesia, die algemene Christelike kerk. Wat is die algemene Christelike kerk? Dis nie die denominasie nie. Dis nie een of ander kerk met 'n naam nie. Dis al die kinders van die Here reg oor die wêreld, van elke stam en elke volk en elke nasie, wat hom in waarheid aanbid, wat hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Dis die algemene kerk waarvan ons hierso praat. Maar ek glo in die vergewing van sondes. Ek glo dat hierdie liggaam weer kan opstaan. Want die Bybel sê so in 1 Tessalonisense 4 en baie ander plekke. En ek glo dat daar vir my ewige lewe is. Anderster was alles mos verniet. So as ek glo daar's 'n ewige lewe nie, waaraan glo ons? As ek glo ek gaan net sterf en dan gaan die wurmpies my opeet en is verby. Hoekom, why religion then? So ek wil hê, jy moet op hierdie fondasie bou, want hierdie fondasie is belangrik. Maar die volgende ding wat jy moet onthou van mense bou is, ek bou nie. As jy dink hierdie is Marius se kerk, maak jy groot fout. Hierdie is God se kerk. Hierdie is Jesus se kerk. Hy is die hoof van die liggaam, sê die woord van God vir my. Hy is die kop. Die liggaam is ons. Ons is elkeen 'n stukkie van die lyf. Ek het net die voorreg om hierso 'n rol as leier te speel. God bou nie ons nie. Hy is die liggaam van Christus, volgens Kolossense 1:18. En baie mense is geneig om so aan mense gekoppel te raak. Ek wil weer vir jou herinner dat jy is nie in Marius se kerk of in Esteban se kerk of in John se kerk of in wie se kerk nie. Jy is in God se kerk, jy is in Jesus se kerk. Dit is hy wat die belangrikste is. Paulus spreek dit aan in 1 Korintiërs 3 met die mense. Hy sê, want die een sê ek is van Paulus en die ander sê ek is van Apollos. Is julle nie vleeslik nie? Is dit nie vleeslik om 'n mens aan te hang nie? Hy sê, wie's Paulus dan? Wie's Apollos? Anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het. En soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, sê Paulus. Apollos het nat gemaak, maar dit is God wat laat groei.
soos dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Ouens, en as julle hierdie pad saam met ons wil stap vir die volgende 10 jaar, of wanneer ook al mag die Here vir ons nog lank saam met mekaar gee, dan wil ek hê ons moet in Ahava altyd besef dat hierdie is nie 'n mensegemeente nie. Hierdie gemeente is nie gestig op aandrang van 'n mens. Hierdie gemeente is gestig op aandrang van God. En hy is in beheer. En as ons daai boublokkie by mekaar kan sit in die Legos, en ons kan vir onsself sê, ons bou mense, maar God bou. Ja, Marius, jy moet so 'n bietjie nat maak, en jy moet so 'n bietjie help so nou en dan, net om die tuin om te spit, en so aan, great. Dan doen ek dit. Maar is God wat laat groei. Handelinge 2 vers 46-47 sê vir ons, voor ek by Esegiel kom, Handelinge 2 vers 46-47 sê vir ons, hulle daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. So met ander woorde, dit sit die bol dadelik weer terug in ons kort, is dit nie? As gemeente. Hoe gaan mense gered word as ons nie mense na die Here toe lei nie? Hoe gaan die Here by die gemeente voeg as ons nie mense vertel van hom nie? Nee, Marius, jy's 'n professionele Christen, jy word betaal om hierdie goed te doen. Jy moet dit doen. Ons sal vir jou, ons sê jou cheer, regtig waar, gou jy vir dit. Nee. Dis nie die roeping van God nie. Elkeen van ons moet mense na die Here toe lei. Hoor gou wat sê hy? Hy sê hy sal hulle wat verlore is, hoor gou wat sê hy? Hy sê ek sal soek. God sê hy soek die verlorenes. Julle, dit is maar lekker wete om te dink, né? Dat God soek verlore mense. Dis vir hom belangrik. Verlore mense is vir God belangrik. As jy vanoggend hier so sit en jy voel, ek is dalk nog een van die verlorenes, of, joh, ek het nou weer soveel dit en dit aangevang, ek dink ek is verlore, of wat ook al, maak nie saak hoe jy jouself sien nie, jy is belangrik vir God. Dalk weet jy van mense, jy dink nou aan, joh, daai ou by my werk, nou, hier, daai man is verlore, o, jette, kyk, hy maak verkeerde besluite. God is lief vir hom, God soek hom, maar God het jou daar geplaas om hom na hom toe te lei. Want God soek die verlorenes en wat weggedryf is, hulle wat afgedwaal het, hulle wat koud geword het. Ons kan soveel tekste aanhaal hierso, maar hy sê, hy sal hulle terugbring. Die wat gewond is, sal ek verbind, en die siekes sal ek versterk, maar die vetes en die sterkes sal ek verdelg. Heinz? Dalk was Heinz Winker reg hierso, né? Heinz het mos iets gesê van die vetes, né? Maar nou lees ek in die Bybel, hy sê al die vet behoort aan die Here, so ek's okay. Sommige net tong in die kies. Ek het net gekyk het of jy oplet. Nee, maar hoor gou hierso, as ek vet in myself, hy bedoel, hier is nie fisiese vet nie, hierdie is, as ek geestelik so vet in myself geraak het, dat ek dink ek is beter as ander, ek voed myself, en ek dink op 'n stadium, dit is niks anders as geestelike hoogmoed nie. Mense wat dink hulle is beter as ander mense. Hy sê, hy sal hulle verdelg. Ek sal hulle oppas soos dit reg is. Maar ek wil hê jy moet fokus vanoggend op Esegiel 34 vers 16 se gedeelte waar hy sê, en ek wil hê jy moet assosieer met hierdie dinge. Jy moet sê, die Here sê, hy sal my soek. Hy sal my terugbring. As ek gewond is, as ek siek is, hy sal my versterk. So wat het Ahava nodig vir die volgende paar jaar? Werk ons met gebroke mense? Ja. Is ons almal gebroke mense? Ja. Met ander woorde, hier is vir ons julle. Maar dan moet ek die wete hê, ek kan teruggaan na die Here toe. Ek kan, en ek moet na hom toe gaan, dat hy my versterk. Hy soek my. As ek weggedryf is deur omstandighede, as ek gevoel het op 'n stadium, ek het koud en afvallig en lou geword, God wil my terugbring. En dis die commitment wat ek en jy moet maak, want onthou ons is besig met die punt te praat van, ons moet mense bou. God sê, bou mense. Maar omdat ons met gebroke mense te doen het, omdat almal gebroke is, moet ons vir onsself sê, maar God is getrou. Want individuele groei is so belangrik. En hierdie is amper vir my die punt waarop ek afstuur vandag, wat ek wil hê wat jy saam met jou moet dra. En dit is, elke individu wat in hierdie stoele sit vandag, of jy nou Ahava sien as jou huis of nie, dit maak nie saak nie, al is jy in enige ander gemeente, dit maak nie saak nie. Daar waar jy aanbid, doen daai gemeente 'n guns en groei geestelik. Groei jy individueel geestelik. Word jy die een wat God wil hê jy moet wees
in jou gemeente. Geestelik volwasse, geestelik verantwoordelik. Ek dink daar's te veel mense wat na kerke toe gaan, wat wil terugsit en wil kyk, hoe doen hulle dit? Wat doen hulle? In plaas van, wat doen ons? Ek het een keer het ek op 'n kerkraadsvergadering gesit, jare terug in 'n gemeente, en toe sê die persoon op die kerkraadsvergadering, hy het opgestaan, was eintlik 'n aanval geweest toe nou op die leierskap, en op my persoonlik ook, en hy sê, niemand word meer in hierdie gemeente gered nie, niemand word weer vervul met die Heilige Gees nie, niemand dit nie, niemand dat nie, niemand dat nie, en hy het aangegaan oor alles wat verkeerd is in die gemeente, en toe hy klaar is, toe hy gaan sit, en hy voel goed oor homself, een van aan die ouderinge, toe gee die Here vir my net die wysheid om die volgende vir hom te sê. Ek hoor jou wat jy sê, dat niemand gered word nie. Wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Ek hoor jy sê, niemand in hierdie gemeente is bewus en van die teenwoordigheid van God en die Heilige Gees nie. Wanneer laas het jy die teenwoordigheid van die Gees van God aan mense geopenbaar? Jy sien, is maklik om 'n stok te kry om 'n hond mee te slaan. En as jy slaan, gaan iemand chunk. Maar wanneer ek op 'n punt kan kom wat ek sê, ek is mede verantwoordelik vir hierdie gemeente, dan gaan ons kan vorentoe gaan. Die volgende 10 jaar. Dan gaan ons 'n verskil kan maak. En dit begin by 'n persoonlike commitment. Jy sien, want die woord van die Here sê vir ons in Johannes 15, dit werk so. Hy sê, ek is die ware wynstok. Ja, God is die ware wynstok en ons is en my Vader is ek is die ware wynstok, Jesus, en my Vader is die landbouer. Hoor gou wat sê hy van ons. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, hoor gou hierso, die maak hy skoon sodat dit meer vrug dra. So, ek en jy is in die verantwoordelike posisie dat ons tot beskikking moet wees van die ware wynstok, dat ons nommer 1 in hom geënt is. Want as jy, ek is nou nie 'n wynboer nie, maar ek het al gehoor die slim ouens sê, selfs met vrugtebome of wat ook al, as jy jy kan 'n loot vat of 'n stuk vat en jy kan hom in daai kultivar kan jy hom inent. En dan dra hy die vrug wat van daai kultivar afkom. Dra hy. So, is ek en jy bereid om ingeënt te wees op die ware wynstok? Nommer 1. Nommer 2 is, as ek dan nou in hom ingeënt is, deur wedergeboorte, is ek bereid om vrug te dra. En wanneer ek vrug dra, is ek bereid nog om gesnoei te word, sodat ek meer vrug dra. Jy sien, jy herken die trap van vergelyking van mooi, mooier, mooiste, goed, beter, botter, daai goeters, né? Nou, hierso is ene wat sê, vrug dra, skoonmaak, meer vrug dra. Ek sien hier is al 'n paar wat bakker is. Ek kon onthou op laerskool, toe vra hulle vir ons, hulle het ons uitgevang, die juffrouens was baie lelik met ons, hulle wil ons uitvang, en toe vra hulle vir ons moet vir hulle die trappe van vergelyking van dood gee. En die regte antwoord was glo dood. Maar hierdie Piet skryf toe dood, mors dood gevrek. Want ek weet nie hoe anderster nie, ek moes iets uitdink, want dit moet op mekaar volg. Nou, met vrug werk het ook so, en ek wil nie, jy moet dit nooit vergeet nie, ek sê nie die goed om snaaks te wees, ek wil hê iets moet vasstaan, want as jy dink aan trappe van vergelyking, moet jy dink aan Johannes 15, wat vir ons sê, as ek vrug dra, word ek skoongemaak, dat ek meer vrug dra. Dis net stap nommer 2, en vers 8 sê, hierin word die Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Okay, so die trappe van vergelyking van vrug dra, liewe Ava, is vrug dra, skoonmaak om meer vrug te dra, en God word verheerlik in my lewe as ek veel vrug dra. En dit is waarheen ons op pad is. Dis wat ons moet doen. Maar dit gaan by my begin. En jy moet gou-gou dit vir jouself doen. Jy moet gou-gou sê, dit moet by my begin. Doen dit gou-gou? Dit moet by my begin. Okay, ek weet dit is weird, né? Het is weird om hier in die kerk te sit en my begin, maar dis Bybels. Want almal sê, Marius, gou jy vir dit. Die direksie betaal jou 'n goeie salaris, doen jy dit? Ons moet groei. Gou vir dit, ons sal vir jou hande klap. Terwyl jy dit doen, jy's mos 'n professionele Christen.
Maar dit is belangrik dat ek en jy snap dat die gemeente kan nie vooruitgaan as ons nie betrokke raak. Hy sê julle is al reeds rein deur die woord wat er gespreek is. Bly in my. Hier's 'n groot waarheid in vers 4. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra as in homself is nie, maar in die wynstok bly nie. Daar's 'n groot waarheid. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Julle Johannes 15 is amazing. Hy sê ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En as julle in my bly, word die woorde wat in julle sal vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hoor gou hierso, hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Hierdie is 'n groot woord. Disippels. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is nie net 'n leerling nie. 'n Disipel is ook iemand wat gestuur word uiteindelik om 'n verskil te maak. Ek dink in baie kerke wil almal disipels wees, maar ons wil net sit en gedisiplineer word. Groot woord. Ek het nogal gedink ek moenie daai woord eers traai sê nie. Maar julle verstaan wat ek probeer sê. Julle, ons moet staat maak op ons kultuur, julle. Salome het nou in die afkondiging gesê, Ahava is nie 'n weird woord nie, dis die Hebreëse woord vir liefde en ons het waardes en sisteme en goed is in plek en is alles mooi en is oulik en ons het alles mooi geskryf en ek is trots geweest toe ons het geskryf het. Maar ons moet dit leef. Ons sê daar op daai banier, sê ons daar agter, as jy hom nie kan sien nie, daar staan, Ahava is meer as 'n kerk, dis 'n leefstyl. Liefde is nie 'n kerk nie, liefde is 'n leefstyl. Dis 'n 24/7 ding. Dis kom ek vir jou sê, jy is nie in Marius se kerk nie, jy is in God se kerk. Hoe gaan ons dit reg kry? Bou kultuur, bou op hierdie kultuur van ons. As ons hierdie kultuur bly bou van liefde van Christus, hoor wat is liefde? Liefde is nie 'n emosie nie. Liefde is 'n emosie ook. Maar liefde is meer as 'n emosie. Ja, liefde is 'n leefstyl. Maar liefde is ook 'n vrug van die Gees. Liefde is 'n gawe van die Heilige Gees, het jy dit geweet? Liefde is 'n manier om te dien. Liefde is 'n way of living. Liefde is God se wese. Die woord sê vir ons, God is liefde. Liefde is Bybels. Liefde is belangrik. So wanneer ons sê, ons gaan van hier tot daar, gaan ons nie ons waardes en ons kultuur en wie ons is weggooi nie. Of jy nou wil of nie, jy gaan nog steeds die inkom, jy gaan nog steeds jou drukkie kry. Ons gaan nog steeds daai liefdeskultuur behou. Maar ons gaan op hom bou, ons gaan dieper op hom in. Ons gaan hom nie net as 'n emosie sien, ons gaan hom sien as 'n vrug van die Gees. En as ons soek mekaar, soek ons nie net van uiterlike, hallo, jy's welkom. Sondag kom ons smile vir mekaar nie. Nee. Dis hoe dien ek jou in liefde? Hoe dien ek God se koninkryk met die kultuur van liefde? Leef ek die vrug van die Gees van liefde uit? Sien ek liefde as 'n gawe van die Gees van God? Of is dit maar net 'n woord? So, daai verse is maar net om vir jou te gewys het, dat God is liefde en so aan, jy kan dit self gaan naslaan, dit is 1 Johannes 4 vers 7 tot 9, en die ander een is Johannes 15:35, julle sal mekaar, as julle mekaar lief het, sê julle, almal het weet, want julle sal disippels van my wees. Ok, hier's 3 goed, wat ek dink wat belangrik is, as elke lidmaat Christus gesentreerd lewe. Nie ego gesentreerd nie, nie ek en my belangrikheid nie, maar Christus gesentreerd. As ek en hy en elkeen van ons 'n persoonlike verhouding met God het. Nie 'n ritueel nie, 'n persoonlike verhouding. En nommer 3, as ons mekaar kan dien en diensbaar kan wees in liefde. Dink ek kan ons baie doen. Hoe gaan ons dit regkry? Ek sluit af. Die uitvloeisel sal wees.
Ek wil hê jy moet gou hierdie koneksie maak. Liefde verander mense as gevolg van sy liefde. Alles is gekoppel aan hom. Ek kan nie lief wees vir ander mense as ek dit nie bou op sy liefde nie. Vertroue in God as gevolg van sy getrouheid. Is daar 'n belofte in die Bybel wat jy nie vir jouself kan vat nie? Nee, God is getrou aan sy beloftes en daarom kan ek vertrou in hom hê dat hy ook met ons is as gevolg van sy beloftes. Berou en nederigheid oor ons verkeerde dinge as gevolg van sy genade wat hy in die kruis vir ons gehad het. Genade verander mense se foute op grond van sy vergifnis. Nie my vergifnis nie, sy vergifnis. Integriteit en hoe ek die Here dien as gevolg van sy voorbeeld wat hy vir ons op aarde gestel het. Opoffering om mekaar te dien en op te offer om geestelik te groei as gevolg van sy gawes wat hy vir ons gegee het. En laastens, om moed en volharding te hê vir die pad vorentoe as gevolg van sy offer vir my. En is moontlik julle, het julle agtergekom dat nie een van hierdie goed is uit jouself uit nie. Niks van hierdie goed kan jy in jouself doen nie, want hy is die voorbeeld, hy is die enigste een by wie ons kan gaan sit aan sy voete. En sê, Here, ek gaan liefde hê vir ander mense, want U was vir my lief. Ek vertrou U dat ons vorentoe gaan in 'n hawe, want U is getrou. Ons kom in berou en in nederigheid en ons bely al ons foute van die verlede as gevolg en op grond van U genade. Hierdie is 'n gebed. Here, ek wil graag in my lewe genade vir ander mense se foute wys as gevolg van U vergifnis vir my foute. Here, ek wil U dien met integriteit, want U is my voorbeeld wat ek wil volg. Vader, ek is bereid om myself op te offer in my ego en alles wat vir my belangrik is, want U het vir my die gawes gegee om 'n verskil te maak in mense se lewens. Ek kom nou daarom met moed en volharding om hierdie pad te stap vorentoe, want U het U self vir my geoffer. Ouens, en as hierdie gebed kan bid en dit bedoel, gaan 'n hawe van hier tot daar baie maklik. En nou wil ek vra, wie saam my? Yes. Dit kos commitment. Dit kos om uit jou comfort zone uit te kom. Dit kos dat jy dalk vir die eerste keer in jou lewe jou hande opgetel het in 'n gemeente en te sê, hier's ek. Jy sien, die hand opsteek gaan jou nie help nie. Dit gaan hier moet verander. En julle, ek staan nie hierso en met daai houdingie van I've been there, done that, got the t-shirt nie. Dis nie wat ek vir jou sê nie. Wat ek vir jou sê is, ek is saam met jou op hierdie pad. Ek wil saam met jou loop. Ek het hierdie goed net so nodig soos jy. Shamaine het dit afgeneem, ek het gesien, sy het nou daar agter gesit en 'n mooi foto geneem. Ons kan die slide ook vir julle stuur of WhatsApp of wat ook al of iets. Maar ek dink ons moet hierdie ding moet ons vat. Ons ouderlinge staan na dienste hier voor. En dan bid hulle vir mense, saam met mense. Daar's salfolie, daar's 'n boekie wat jy kan lees, wat jy verniet en gratis kan kry. En ek wil hê, as hulle nou vorentoe kom, en jy voel, jy wil 'n persoonlike gebed saam met hulle doen, kom bid saam met hulle, as jy 'n kommitment aan die Here wil maak. As jy voel dalk, jy's een van daai mense wat koud geword het, of wat weggedwaal het, of wat fokus verloor het, of wat ook al, jy kan net so sit ook, en dit vir die Here sê, voor jy uitbeweeg. En dit gaan nie oor my nie, julle. Dit gaan nie oor wat gaan Maria se hart bly maak nie. Ek is nie 'n faktor nie. Ek is net 'n diensknegt van God. Maar wat gaan God se hart bly maak? Dis waaroor dit gaan. 'n Recommitment aan hom. En al sit jy hierso en jy dink ek is nog altyd gekommit, ek is nog altyd gekommit aan die Here, ek wil nog altyd gegroei het. Great, sê dit gou-gou weer vir hom. Sê dit gou-gou weer vir hom. Here, ek kom net opnuut ek wil net bevestig, Here, ek wil op pad met U loop. So terwyl ek bid, kan jy dit doen, en as almal uitbeweeg,
en jy voel jy wil saam met iemand bid, ons sal daar wees vir jou. Maar gou oop toe jou oë. Vader, ek kom vanoggend na U toe, en ek wil vir U dankie sê, dat ons vanoggend op U kan staat maak. Ek kom vanoggend na U toe, Here, en ek weet, miskien vereenvoudig ek 'n klomp goed, en daar's daar van die slim teoloë wat daar kan 'n probleem hê, hoe ek dinge vereenvoudig, maar U het my geroep, lank gelede, en my opdrag was, laat my lammers vy. En daarom kom ek, Here, en met my eenvoudige boodskap, met my eenvoudigheid kom ek na U toe. En ek wil vir U vanoggend voor die gemeente kom sê, Here, dat ek myself recommit aan U en U koninkryk. En dat ek U vra om genade, ek smeek U om genade, om my die krag daartoe te gee. En ek weet, hier's ander mense wat ook hierdie gebed saam met my bid, wat dalk saamstem. Dit gaan nie oor wie en wat nie, dit gaan nie oor enige iemand wat sy egos gestreel moet word vanoggend nie. Maar dit gaan oor, Here, ek wil graag, as ek kan droom, wil ek 'n hawe vat na die volgende stap, dat ons invloed moet hê op ons gemeenskap, op ons omgewing. Dat mense hierdie as 'n baken sien, al is dit 'n ou klein kerkie in 'n skoolsaal, dat mense hierdie kerkie kan raak sien as 'n plek waar ek veilig is, 'n plek waar ek myself kan wees, 'n plek waar ek my lig kan laat skyn, 'n plek waar ek geëkoop word om my lig te skyn, daar waar dit moeilik is in die werksplek, daar waar dit moeilik is op die sportveld, daar waar dit baie keer moeilik is tussen ander mense, in my familie, by 'n braai, by 'n geselskap, in my vriendekring is dit moeilik, Here. Dis maklik by die kerk, want ons almal dink dieselfde. Maar dit is moeiliker daar buite. Gee vir ons krag en genade om 'n verskil te maak in U koninkryk as Hawe Familiekerk. In Jesus se naam bid ek dit met danksegging. Amen. So ek wil jou nooi om 'n oomblik te vat en vir die Here te sê wat jy wil sê. Moenie uithardloop nie. As jy iemand nodig het om mee te praat, daar's 'n span wat met jou wil praat. As verskillende mense. Maar as jy net voel, dalk het die Here vanoggend met jou gepraat. Ek weet nie. Ek's net 'n mens. Ek kan nie vir jou sê wat nie. So voor jy uitgaan, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van sy Gees in jou lewe. Amen.